hallo gesê, ons het nou al verjaarsdag gevier, ons het nou al verwelkom, ons het nou so baie dinge gedoen en is nou my voorreg net om die woord met jou te deel vanoggend. Ons spring weg met 'n nuwe reeks. En dis April maand en ek sê dit vir ons vrywilligers terloops, as jy nie weet nie en jy hoor ons verwys die hele tyd na vooraf het ons gepraat of vooraf gebid of op 'n nagmaal Sondagoggend kom al ons vrywilligers bymekaar wat betrokke is op 'n Sondagoggend, hier 'n vroegoggend en dan het ons nagmaal saam en kyk mekaar bietjie in die oë en het mekaar lief en waardeer mekaar en bid vir mekaar of wat ook al op daardie oomblik gebeur. Maar vanoggend toe ons so saam is, toe sê ek vir hulle en ek wil vir jou dieselfde sê. Dis April maand. Ek bid dat jy hier in jou gees begin ervaar. Dis Paasnaweek. Dat jy in jou gees hier begin ervaar. Ons gaan met soveel dankbaarheid 'n goeie Vrydagoggend bymekaar kom en net met soveel dankbaarheid besef, dit vier, dit kom herdenk weer die kruisiging, die dood, die opstanding van Jesus Christus. Mag dit hier in jou gees al begin leef. Die grootste oomblik in die geskiedenis van mens, toe Jesus Christus, seun van God, mens word, sy lewe neerlê, die dood oorwin en ek en jy vandag sy kinders kan wees, sy volgelinge kan wees. En dis waar hierdie reeks gaan. Ons gaan eenvoudig vir die volgende maand stil staan by ons jaartema, maar ons wil fokus op Jesus. Ons fokus altyd op Jesus. En ons gee altyd al die lof en al die eer. Maar ons is 'n bietjie op sy lewe fokus vir die volgende maand. En hierdie reeks vat ons na Paasnaweek toe, deur Paasnaweek vat ons so na die week daarna ook. Waar ons gaan gesels oor stuur my soos Jesus. Ons is in ons stuur my jaar en ons gaan hierdie volgende maand net fokus op die een wat gestuur was om mens te word, te kom sterf, in oorwinning op te staan en is daar dieselfde Christus wat elke mens roep na hom toe. En ons roep om hom te volg, sy kinders te word, sy volgelinge, sy disippels en om ons dan te stuur om te gaan as disippels om disippels te gaan maak. En dis hierdie Jesus by wie ons wil stil staan hierdie maand en ek wil hierdie reeks afskop en ons gaan gesels oor Jesus in die woestyn. En Matteus 4 vers 1. Matteus 4 vers 1 is 'n skrif wat ons vir maande lank by kan stil staan. Net daardie een skrif en ons gaan hom net lees en dan gaan ek so 'n bietjie daaroor sê en dan gaan ons aan. Maar Matteus 4 vers 1 sê die volgende. Hy sê daarop het die Gees, dis nou die Heilige Gees, Jesus die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Drink hom gou in vir 'n oomblik. Die Heilige Gees lei Jesus die woestyn in na 'n plek toe waar die duiwel hom gaan versoek. Nou ek weet nie van jou nie, maar die meeste mense wat ek ken, bid dat die Heilige Gees ons moet lei vir 'n dag wat voorlê of 'n week of 'n maand wat voorlê, waar dit goed gaan, waar dit lekker is. Ons bid en ons sê, ag Here, lei my in hierdie dag dat dit 'n goeie dag sal wees. Here, lei my dat my baas nie gaan moeilik wees nie. Here, manne, ons bid, Here, laat my vrou rustig is vandag. My vrou nie kwaai is vandag nie. Here, ek bid dat ek soet kinders gaan hê, Here. Hou my kinders soet vandag, Here. Here, laat dit goed gaan by die werk. Ons bid so gebede. Ek weet nie wanneer laas jy en of jy al ooit gebid het en gesê het, Heilige Gees, ek bid vandag dat U my lei na 'n woestyntydperk toe in hierdie dag. Dat U my lei na 'n moeilike plek, 'n alleen plek, 'n droë plek. Sodat die duiwel my kan versoek daar waarheen U my lei vandag. Het jy al so gebid? Dis nie 'n gebed wat ons baie bid nie, nê? Ons bid vir die goedheid, die guns van die Here. Maar die Heilige Gees lei Jesus die woestyn in sodat hy daar deur die duiwel versoek kan word. Nou, versoeking, ek hou van woordeboeke, julle weet ek hou van definisies in woorde en wat dit beteken. En ek het geglimlag toe ek hierdie raak lees. Die definisie van temptation in een van die Engelse woordeboeke. Hy sê eenvoudig, hy sê temptation is the desire to do something wrong or unwise. Ek het 'n glimlag toe ek die unwise aanhak gedeeltetjie bylees. Is dit nie waar nie? Versoeking is hierdie begeerte om iets verkeerd te doen. Iets te doen wat nie reg is nie. Of wat nie net nie reg is nie, wat soms eenvoudig net nie wys is nie.
En die doel van versoeking is om my en jou te laat sondig. Dis die doel van versoeking. En onthou julle ons koolskoot reeks toe ons gesels het oor wat sonde is, definisie van sonde, is om God se merk te mis, God se doel, se plan vir ons lewe te mis. So die vyand kom en hy versoek ons, sodat ons op 'n plek kan wees waar ons sondig, waar ons God se plan se doel vir ons lewe mis. En dis versoeking, en ons almal ken versoeking, en ons almal is blootgestel aan versoeking, en ons almal gaan versoeking beleef iewers, op verskillende fasette en plekke van ons lewens, en in Jakobus 1 vers 13 is 'n belangrik iets om te onthou, en hy sê die volgende: laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur die kwaad versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So God versoek ons nie. God is nie die een wat wil hê dat jy sondig nie. Hy is nie een wat wil hê dat jy 'n plek is waar jy stikkend is, waar jy sondig nie, waar jy sy plan mis en sy doel vir sy lewe mis nie. Dis mos nie wat hy wil hê nie. So daar's 'n vyand wat ons versoek. En ons moet dit onthou, en dit klink dalk nou of die Bybel homself weer spreek. En ek wil dit gou opklaar net, want die woord van God doen ons nooit nie. Maar ons het nou net gelees in Matteus 4 vers 1 dat die Heilige Gees Jesus die woestyn ingelei het om deur die duiwel versoek te word. Maar as jy so 2 hoofstukke verder lees in Matteus 6 en jy lees daar waar Jesus ons leer hoe om te bid, en hy praat oor die Onse Vader, dan lees jy daar in vers 13, en dit is nie op die skerms nie. Dan leer Jesus ons om te bid, en dan sê hy in vers 13, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Nou dit klink sommer verwarrend. Hoe moet ek dan nou bid dat U my nie moet lei in versoeking nie, maar die Heilige Gees het Jesus dan gelei in die woestyn en om versoek te word? Groot verskil hier. Jesus leer ons nie hier om te bid teen alle versoekings nie, maar hierdie konteks van die Onse Vader hier is dat ons moet bid dat ons nie gelei word na 'n plek toe waar ons oorweldig sal word deur versoeking nie. Maar versoeking gaan ons beleef. En ons gaan 'n bietjie gesels oor versoeking vandag. Jesus het versoeking beleef, maar hy kon versoeking weerstaan. So versoeking is nie eens weggehou van Jesus af nie. So hoe kan dit nou van my en jou af weggehou word? Dis nie God wat ons versoek nie, daar's 'n vyand wat ons versoek. Maar ons bid dat ons op 'n plek sal wees en dat ons altyd daar sal wees en dat God ons sal lei en sy Gees ons sal lei na 'n plek toe waar ons nooit oorweldig sal word deur versoeking nie. En dis wat die Onse Vader van praat. So dis nie verwarrend nie. Nou hoekom? Die goeie vraag altyd. Hoekom lei die Heilige Gees vir Jesus in 'n woestyn in om deur die duiwel versoek te word? En hoekom vir my en jou vandag word ons deur die Heilige Gees gelei in 'n woestyntydperk in, en hoekom beleef ons versoekinge? Kom ons kyk 'n bietjie daaroor en kom ons gesels saam. Nou eerstens, Jesus kom wys vir ons, hy stel die voorbeeld in sy woord, en veral daar in evangelies, nee, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, daai 4 evangelies kom en wys vir ons Jesus se lewe op aarde. En Jesus kom en hy stel vir ons 'n voorbeeld terwyl hy geleef het in hoe ek en jy moet leef en hoe ons hom moet volg, hoe ons as sy kinders moet leef. So as Jesus deur die Heilige Gees gelei word, dan wys hy vir ons, stel 'n voorbeeld dat ek en jy as sy kinders ook moet toelaat dat die Heilige Gees ons lei. Nie waar nie? En as Jesus dan vir ons nou hier wys en die voorbeeld stel dat ons gehoorsaam aan die Heilige Gees se leiding moet wees, selfs al lei hy ons na 'n ongemaklike plek toe, 'n woestyntydperk in ons lewe waar dit droog is en daar niks is nie, selfs al lei hy ons soontoe, moet ons gehoorsaam wees en hom volg soontoe. En al word ons daar versoek soos Jesus, dan wys Jesus vir ons dat as hy versoek word, ons versoek gaan word. So dit is so lekker prakties hier waar Jesus kom illustreer, kom demonstreer en hy wys vir ons dat daar tye gaan wees selfs in ons gehoorsaamheid. Want baie keer hoor ek dit en ek hoor dit te veel en Pietie hoor dit te veel dat mense kom en wil hê ons moet saam bid en ons wil altyd saam met jou bid. Maar hulle kom en dan sê hulle, pastoor, kom asseblief bid saam met my. Want ek is op 'n plek en dit moet die Here wees wat my straf dat dit so swaar met my gaan, dat dit nie met my goed gaan nie. En ons hoor dit net te veel. Maar hier lees ons vanoggend iets anders. Ons sien in Jesus se voorbeeld in sy lewe dat onthou Jesus was gehoorsaam sonder sonde. Hy het in gehoorsaamheid geleef en in gehoorsaamheid die Heilige Gees gevolg. So ek en jy as kinders van die Here kan ons gehoorsaam wees
Jy kan op 'n plek wees van intieme verhouding met God. En nog steeds lei die Heilige Gees jou na 'n ongemaklike plek, 'n woestyntydperk in jou lewe waar jy versoeking gaan beleef. So dis nie omdat jy op 'n verkeerde plek is noodwendig of omdat daar fout is in jou lewe nie. En Jesus kom wys vir ons. So wanneer dit moeilik gaan, wanneer daar uitdagings is, wanneer daar versoekings is vir ons as kinders van die Here, moenie God begin bevraagteken nie. Want waar is God die oomblik as jy in 'n woestyn is? By jou, met jou, deur sy Gees binne in jou. Die Heilige Gees was saam met Jesus daar in die woestyn, saam met hom in die moeilike tyd. So Jesus kom wys vir ons, al is ons gehoorsaam, kom ons volg die leiding van die Heilige Gees waarheen hy ons ook sal lei. En hier is belangrik. Ons is nie geroep as kinders van die Here om toeskouers te wees nie. En ek dink as ons so gemeentekonteks moet kyk, dan lyk dit asof dit die model is hoe Christene moet leef. Is daar 'n sekere rolspelers in die liggaam wat optree, wat soos 'n rugbywedstryd of 'n hokkie of netbalwedstryd op die veld besig is om te speel. En van die kinders van die Here sit op die paviljoene en kyk. Geen kind van die Here is geroep as 'n toeskouer nie. Ons is geroep as volgelinge. Jesus sê volg my. Nêrens sê hy gaan sit vir 'n oomblik op die paviljoen en hou gou die res dop nie. So ons is geroep as volgelinge en hierdie is vir my so mooi want Jesus kom illustreer, kom wys vir ons dat dit is waardeur hy gaan, dit is hoe hy versoeking hanteer, dis so hy gehoorsaam is aan die leiding van die Heilige Gees en hy verwag dieselfde van my en jou as sy volgelinge. Ons kan nie op 'n paviljoen sit en terugstaan en sê Here, daar's ander mense in 'n stuur my jaar. Daar's ander mense in die gemeente wat u kan stuur. Here, daar's ander mense wat kan gaan. Here, daar's ander mense wat ja sê. Here, daar's ander mense wat sal bid. Daar's ander mense wat sal gee. Daar's ander mense wat sal vrywillig kom en kom dien. En in hierdie jaar bid ek dat die Here jou hart breek, dat dit vir altyd uit jou verwysingsraamwerk uit verdwyn. Ons is geroep as kinders van die Here om hom te volg en Christus se voorbeeld uit te leef en sy karakter te wil sien ontwikkel in ons eie lewens, dat ons kan begin leef al hoe meer en meer soos Jesus oral waar ons gaan, gestuur deur hom, oral waar jy gaan. Jy's geroep om hom te volg, sodat ons as disippels gestuur kan word, om te kan gaan doen wat ons moet doen, daar waar jy bly en werk en leef. Jy's nie geroep om te gaan sit en te kyk nie. Ek weet nie lekker waar dit vandaan kom nie. Ek weet nie omdat dit so 'n gehoor is en iemand wat praat wat partykeer daai persepsie skep nie. Maar ons kom by mekaar so op 'n Sondag en ons vier mekaar en ons aanbid saam en ons sit om die woord en ons geniet mekaar en ons word versterk en ons word bemoedig. Maar dan moet ons gaan. Dan moet jy gaan wees. Dan moet jy gaan leef. En dan kan jy nie as toeskouer net sit nie. Jy is 'n volgeling en jy moet gaan. En dit is vir my so mooi dat Jesus dit vir ons kom wys en kom illustreer hier. So dis ook wat belangrik is dat ons sien en hoor en lees en ons gees oopmaak en ons harte oopmaak en ons gedagtes oopmaak om te sien Jesus is deur die Heilige Gees gelei in 'n woestyntydperk en hy is versoek. Maar hierdie woestynervaring was nie vir Jesus een wat hom gebreek het nie. Dit het hom nie verwoes nie. Ja, dit was moeilik en ons gaan nou verder lees. Maar Jesus stap geestelik sterker uit die woestyn uit as wat hy daar ingestap het. Hy het 40 dae gevas, hy het tyd met sy Vader spandeer, hy's versoek deur die duiwel, hy kon elke versoeking weerstaan, hy stap sterker uit die woestyn uit, reg vir sy aardse bediening, hy weet wie hy is, hy weet wat om te doen, hy weet God is met hom. Moenie jou woestyn oomblik in jou lewe onderskat nie. Dis oomblik waar jy sterker gaan uitstap as wat jy daar instap. Moet hulle nie verby wens nie, moenie hulle mis nie. Sien hulle vir wat dit is. Weet God is by jou, hy is met jou, en in 1 Korintiërs 10 vers 13, belangrik, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Jy sal nooit op 'n plek kom waar versoeking jou oorweldig en jy dit nie kan hanteer nie. Kom ons vertrou hierdie Heilige Gees wat ons lei. Hy wil jou lei want hy wil jou sien groei. Hy wil jou sien sterker word. Hy wil jou sien karakter ontwikkel. Daar's 'n vyand wat wil sien dat jy val, dat jy sondig. Maar God is getrou. En hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, net soos met Jesus in hierdie woestyn.
Hebreërs 4 vers 15, ons dink soms, dis Jesus, ja, seun van God, hy kon enige versoeking weerstaan. Maar hoor gou wat sê vers 15, Hebreërs 4, hy sê, hierdie hoofpriester van ons, kan ten volle met ons in ons swakhede saam voel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar hy het nie voor die sonde gesoog nie. En as die woord van die Here vanoggend sê, hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, beteken dit, Jesus het alle versoekinge wat ek en jy beleef en ervaar, het hy ook beleef en ervaar. Hy was ook mens, hy het dit ook beleef en hy het ervaar, maar sonder sonde. So daar's niks wat ons kan doen, kan ervaar, wat ons na God toe draai en vir onsself kan dink, God sal nie verstaan nie, hy sal nie weet nie. Hierdie versoeking, hy weet, hy verstaan presies. Jesus was ten volle God gewees, maar hy was ook mens gewees. En hy is in elke opsig is hy versoek, maar sonder sonde. Jakobus 4 vers 7 wil ek vir 'n oombliekie stil staan en daarna gaan ons gou Matteus 4 verder lees. Maar Jesus is gelei in hierdie woestyn in deur die Heilige Gees. En hy kom demonstreer vir ons hoe om die duiwel te weerstaan. En ek wil gou 'n beginsel by jou los hierop. Jakobus 4 vers 7 sê vir ons dat ons die duiwel kan weerstaan en hy sal van ons af wegvlug. Maar ons lees gewoonlik daardie eerste gedeelte mis. Daardie gedeelte sê die volgende, hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Daar's 'n baie belangrike eerste gedeelte wat jy nie mag mis nie. En Matteus 4 vers 2 begin en hy wys dit vir ons. Hy sê, nadat hy vir 40 dae en 40 nagte gevas het hy naderhand baie honger begin word. Toe kom die versoeker by hom en hy sê vir hom, as jy dan die seun van God is, beveel hierdie klippe om brood te word. Kyk gou die beginsel hier. Jesus word deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei. En woestyntydperke lyk anders vir almal, né? Maar dis 'n tyd van alleen, van moeilik, van Here, dis nie lekker nie, dis swaar en jy voel blootgestel en jy voel alleen al is God by jou en al is hy met jou. Maar Jesus word in die woestyn ingelei deur die Heilige Gees en daar spandeer hy 40 dae van vas en bid saam met sy Vader. En daar's 'n oomblik van Jesus wat hom opnuut weer onderwerp. Onthou hy is hier aan die begin van sy aardse bediening, né? Hy het nog niks gedoen hier nie. Hy moet nog disippels gaan vra om hom te volg. Hy moet nog begin bedien. Maar hy stap hier in hierdie woestyn in, gelei deur die Heilige Gees. Hy vas vir 40 dae. Daar's 'n beginsel vir elke kind van die Here. Ons moet op 'n plek leef waar ons in verhouding met God leef en onsself onderwerp aan God en in so verhouding met hom leef, dat ons dan op 'n plek is, van daar af, dat ons weet, ons kan die duiwel weerstaan en dan sal hy van ons al wegvlug. Jy moet weet wie jy is in Christus. Die duiwel vlug nie van jou af omdat jy is nie. Die duiwel vlug van jou af as gevolg van wie jy in Christus is. So ek moet weet wie ek is. Daar moet hierdie gesonde verhouding tussen my en God wees. En as ek myself aan hom onderwerp, skielik soos 'n Jesus wat dit so prakties vir ons wys. Heilige Gees, ek is gehoorsaam, ek lei daar waar U my, ek volg daar waar U my lei. Ek gaan in die woestyn in, die versoeking kom, maar ek was by God gewees en ek weet wie ek is. Onthou, hy is die vorige hoofstuk in Matteus 3 is hy gedoop. Jesus is gedoop deur Johannes. En hy kom uit die water uit op, net voor hierdie gedeelte. Hy kom uit die water uit op, die Heilige Gees daal soos 'n duif op hom neer, 'n stem kom uit die hemel uit wat sê, dis my geliefde seun en wie ek welbehaag het. Jesus het geweet wie hy is. Dis bevestig, identiteit is vasgemaak en hy stap in die woestyn in, spandeer 40 dae van vas en bid saam met sy Vader. En nou kom die versoeking en Jesus weerstaan die vyand. Kom ons lees gou. Vers 2 weer vir jou lees. 40 dae, 40 nagte het hy gevas, baie honger geword. Toe kom die versoeker na hom toe en hy sê, as jy dan die seun van God is, beveel hierdie klippe om brood te word. Vers 4. Maar Jesus het hom geantwoord, nee, daar staan in die skrif geskryf, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond. Ek wil nie baie sê oor elkeen van die versoekinge nie, mens kan baie praat oor elke een van hulle. Maar weer 'n keer, hoor gou die beginsel hier van verhouding met God vir elke een van ons hier. Versoeking gaan kom
Jy moet weet wie jy is. Jy moet weet wie jy in Christus is. Jou verhouding met God moet gesond wees. Jy moenie wonder wie jy is nie. Dan is jy op 'n plek waar jy hom kan weerstaan, maar jy moet God se woord ook ken. Dat jy weet wat staan geskrywe rondom wie jy is, wat God se planne wil vir jou lewe is en wat sy ja en wat sy nee vir jou lewe is. Anders gaan die vyand kom en vir jou leuns vertel en jou in allerlei ligtings instuur. So die woord moet ons ken. Tweede versoeking kom in vers 5. Hy sê daarna neem die duiwel om Jerusalem toe en laat hom op die hoogste spits van die tempel staan. Toe sê hy vir hom: as jy regtig die seun van God is, spring dan hier af. Daar staan mos in die skrif geskrywe: God sal aan sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En hulle sal jou op die hande dra sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Weer 'n keer, Jesus het hom geantwoord. Daar staan ook geskrywe: jy mag die Here jou God nie versoek nie en hom alleen moet jy dien. Derde versoeking in vers 8. Vervolgens neem die duiwel hom na die top van 'n baie hoë berg en wys vir hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en praal. Daarop sê hy vir Jesus: dit alles sal ek vir jou gee. Al wat jy moet doen is om neer te kniel en my te aanbid. Toe sê Jesus hom, ek hou van hierdie vertaling: trap Satan. Daar staan in die skrif: jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Vers 11. Daarna het die duiwel die aftog geblaas en daar het engele na hom toe gekom en hom versorg. Jesus kom en hy wys vir ons. Hy wys vir ons, demonstreer vir ons. En die mooi van hierdie oomblik in Jesus se lewe, wat hy vir ons kom demonstreer, van hoe ons gehoorsaam moet wees aan die leiding van die Heilige Gees, om moet toelaat om ons te lei, hoe ons versoekinge gaan beleef, maar as gevolg van ons verhouding met God en wie ons is, kan ons versoekinge weerstaan. Maar Jesus kom demonstreer ook, dat hierdie woestyntye in ons lewe, hierdie versoeking oomblikke van oorwinning selfs, is nie die einde nie. Is nie die einde van ons reis nie. As jy voel maar, ek is hier in die woestyn en dit gaan moeilik en is hierdie behoefte of is hierdie seisoen in my lewe as ek net hier kan deurkom. En ons wens hom verby en ons knars op ons tande net om maar deur te kom. Vanoggend wil ek jou herinner, ek gaan dit nou vir jou wys, dis nie die einde van ons reis nie. Dis net ter voorbereiding vir dit wat nog voor lê. Want vir Jesus lê daar nog 'n hele bediening voor. En vir my en jou ook. Tye van swaarkry, tye van moeilik, tye van versoeking, is daar om jou voor te berei, nie om nou te sê, ek is klaar Here, alright, ek is klaar Here, nooit weer nie. Dit berei jou voor vir dit wat voor lê, want God het 'n plan vir jou lewe. En God wil sien dat jy doen dit wat hy wil hê jy moet doen. En die moeilik en die seer berei ons voor vir dit. Ek het nou gesê, as jy net in daardie gedeelte kyk van Matteus 3, 4 en 5, as jy by 3 begin, Jesus is gedoop, Johannes die Doper doop hom, vers 1, hoofstuk 4 wat ons nou gelees het, word hy gelei deur die Heilige Gees in die woestyn in. Vers 12 van daardie selfde hoofstuk, word Johannes die Doper in hegtenis geneem. Vers 17 lees ons, Jesus preek dat die mense moet bekeer. Johannes is nie meer daar nie. Jesus kom en hy preek bekering vir die mense. Van vers 18 af, in daardie selfde hoofstuk, begin Jesus sy disippels te roep. Stap na hulle toe en sê, volg my. Hoofstuk 5 is die bergpredikasie, net daarna. Kyk gou hoe progressief is Jesus besig om voorberei te word vir sy aardse bediening. Dit was nodig dat hy gehoorsaam is en gedoop word. Heilige Gees hom kom vul. Hy God se stem hoor, identiteit vasgemaak word. Hy beweeg, spandeer tyd saam met sy Vader, 40 dae in 'n woestyn, gelei deur die Heilige Gees, beleef die versoekings van die vyand, weerstaan dit omdat hy sy God ken en weet wat sy God sê. Hy beweeg na 'n plek van bediening toe. Hy beweeg na 'n plek van disippels roep vir dit wat voor lê, dat hulle hom moet volg. En in hoofstuk 5 is die hele bergpredikasie. En ons lees soveel dinge daar in hoofstuk 5. Dit vat ons na hoofstuk 6 toe, daar by die Onse Vader, daar die hele gedeelte. Ons dink soms dis Jesus wat net preek. Jesus preek nie net nie. Hy praat uit ondervinding. Hy praat vanuit hierdie progressiewe opbou na die plek toe waar hy nou is, geroep, voorberei, toegerus om te wees wie God wil hy moet wees in die seisoen waarin hy homself toe bevind. En dieselfde vir my en jou vandag. God is besig om jou voor te berei, tree vir dit wat hy jou voorberei het, wat jy moet doen, wie ons moet wees, waarheen ons gestuur word. So ons kan nie toeskouers wees nie, ons kan nie onttrek nie, ons kan nie vanoggend sê, Here, dis nie vir my nie. Dit is vir jou. God het 'n plan anders met almal van ons, waar jy jouself bevind,
En dit lyk anders. Maar die Heilige Gees moet almal van ons lei. En ons moet gehoorsaam wees aan die leiding van die Heilige Gees. Toelaat dat hy ons lei. Ons gaan woestynervarings beleef. En wat jy doen in daardie woestynervarings gaan jou definieer. Jy gaan of weet wie jy is in Christus. En jy gaan so kan optree. En die vyand so kan weerstaan. Of dit kan jou breek daar. Dit kan jou so seer maak. En dit kan jou so verwoes. Dat jy, en ons beleef het in berading, en ons beleef het met mense wat vir jare, as gevolg van 'n oomblik van seer kry en so 'n oomblik, jare sukkel om te herstel. Maar God is by ons, God is met ons. En dan laastens, en die aanbiddingspan kan by my kom aansluit asseblief. God kom en hy kom herstel. 1 Petrus 5 vers 10 is so mooi. Hy sê, in sy genade het God julle geroep om in Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid. Nadat julle 'n kort tydjie swaar gekry het, sal hy julle self weer herstel. Hy sal julle moedig, sterk en standvastig maak. Toe Jesus deur die woestyn ervaring is, toe kom die engele en hulle kom versorg hom. God kom versterk hom. En as kinders van die Here, kom myself herhaal, vir 'n laaste keer, dalk nie, maar as kinders van die Here vanoggend, as disippels, as volgelinge van Christus, as ons kan gehoorsaam bly, getrou kan bly in hierdie verhouding met God, as ons kan toelaat dat die Heilige Gees ons lei, al lei hy my in die woestyn in, sal hy altyd by ons wees. En hy sal ons herstel, hy sal ons oprig, hy sal ons versorg, hy sal ons toerus, sodat ons kan aangaan met die res van sy plan, sy missie vir ons lewens. Dis nie die einde nie, dis nie klaar nie. Al is dit hoe moeilik, al is dit hoe seer, al wonder jy wat aangaan, al kyk jy rond en jy sien net sand, is daar sand tussen jou tande, sand in jou ore, sand in jou tentvlappies, sand oral. Sê Here, ek gaan nie hier kom bly nie, ek beweeg net deur. Soos 'n vallei in jou lewe. Valleie gaan altyd daar wees. Bergtop oomblikke gaan altyd daar wees. Bergtoppe is wonderlik, valleie is nie so lekker nie. Maar weet jy wat? 'n Woestyn, soos 'n vallei, is 'n deurbeweeg oomblik. Dis nie 'n huisbouplek nie. God lei jou deur. Heilige Gees lei jou daarin. Jy moet leer, jy moet ervaar wat daar gebeur, maar hy lei jou daardeur. Kom ons vertrou die Heilige Gees in sy leiding. En ons weet wie ons is in Christus. Ek sal nie oorweldig word deur versoeking nie. Maar versoeking gaan daar wees. Die swaarkry gaan daar wees. Kom ons vertrou hom, dat hy ons gaan lei na plekke van sterker, van gesonder, van meer volwasse, wat dit ook al beteken, waardeur ek ook al moet gaan. En ek praat dalk nou, jy sit daar en jy sê, Matthys, sjoe, ek dink nie jy besef waardeur ek gaan nie, en jy is 100% reg, ek weet nie, maar die Here weet. En 'n woestyntydperk is soms baie seer, soms baie alleen, is soms 'n stilstaan by 'n geliefde se graf oomblik, waar jy sê, dit kan nie meer stikkend nie, dit kan nie meer alleen nie. Dit is dalk 'n oomblik waar jy 'n fout maak, is dalk oomblik waar jy verkeerde besluite maak, is oomblikke waar jy sê, Here, ek is nie goed genoeg nie. Here, ek kan nie meer nie, hoe dit ook al is. Maar in daardie oomblikke, weet jy waar is God? By jou, deur sy Gees in jou. Elke tree daarvan. Ons gaan na 'n lied luister en ek wil vra dat die nagmaalspan ook regmaak om 'n nagmaal uit te deel. Ek wil so net die begin woorde van hierdie lied vir jou lees. Want ons het 'n nagmaal oomblik waarmee ons gaan afsluit. En dit is so lekker om hierdie maand en hierdie reeks kan begin met nagmaal. Ons gaan nagmaal gebruik by Goeie Vrydag en ons gaan 'n paar keer hierdie maand nagmaal gebruik. Maar ons gaan 'n lied sing waarin ons nagmaal gaan gebruik. En ek wil hê jy moet so 'n bietjie indruk, so 'n bietjie opnuut bewus raak van God se teenwoordigheid. Hoor gou hierdie mooi woorde. Hy begin en hy sê, there's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide. Where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross,
I surrender my life. I am in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white, I owe all to you. I owe all to you, Jesus. Wil jy nie in 'n oomblik net saam met my daar jou oë toemaak? Ek wil graag saam met jou bid. Dan gaan ons saam nagmaal gebruik terwyl ons na die lied luister. Hierdie is 'n stil word oomblik. Hier is 'n oomblik waar ons besef dat ons God maar kan vertrou. Dat ons maar die leiding van die Heilige Gees kan vertrou. En ek weet nie wat jou situasie is nie, maar hierdie is 'n oomblik waar jy kan stil raak voor jy daardie liggaam van Christus eet en van sy bloed drink in die broodjie of die beskuitjie en die sap wat ons gaan drink. Want jy sien, hy het alles gedoen wat nodig is vir verhouding met hom, vir sy teenwoordigheid, vir sy Heilige Gees om jou te lei. Hier is 'n verhoudingsoomblik, want ons God is 'n verhoudingsgod. En sy liefde was sigbaar, tasbaar, met 'n Christus wat hang aan 'n houtkruis. En ons gaan hierdie kruis sien vir die hele maand, maar raak vir 'n oomblik bewus, dat is as gevolg van daardie kruis, Jesus wat sy lewe kom neerlê, is daar hoop vir my, is daar 'n nuwe begin vir my as kind van die Here, is my sonde vergewe, is die Heilige Gees hier in my lewe, al is ek in 'n woestyn, God is met my, en sy Heilige Gees lei my, niks sal my oorweldig nie, my God is met my. Vader, dankie vir hierdie oomblik van stil word, op hierdie nagmaal Sondag, in hierdie April maand. Dankie Heilige Gees, dat ons vanoggend net bewus raak van u teenwoordigheid. En ons kon so mooi sing, kom Heilige Gees. Nou wil ons dit kom bid. En sy Heilige Gees, kom in my lewe en lei my soos u my wil lei. Lei my na die plek toe waar u my wil hê. Nie waar ek sê u moet my heen lei. Of hoe ek dinge wil hê nie. Laat u wil geskied in my lewe. Lei my selfs na woestynplekke toe. Solank u my lei, volg ek gehoorsaam. En wat ek ook al daar ervaar en beleef, weet ek, God is met my. Weet ek, u wil my sien groei, u wil my heel sien, u wil my sien sterker word. U sal my daar deurlei, waarheen u ook my al lei. Help ons vir 'n oomblik van dit besef. En dankie vir die prys wat betaal is aan 'n houtkruis. Sodat dit nie net 'n boodskap is wat ons preek vanoggend nie, maar waarheid is dat ons kan leef vanoggend. Wanneer ons hierdie beskuitjie neem, dankie dat ons kan bewus raak van die liggaam van Jesus Christus wat gebreek was vir my. En ons hierdie sap drink, dankie dat ons kan bewus raak van die bloed van Jesus wat gevloei het vir my. Sodat daar verhouding kan wees tussen my en 'n lewende God. Ons gee die eer vir hierdie oomblik en Heilige Gees, dankie dat u elke hart ken. Hierdie een is wat praat in elke hart op u besondere manier. Help ons om ons ore en ons geesore oop te hou in hierdie oomblik. Net bewus te wees van wie u is. Luister nou.